Dankie, Ewert. Ewert, waar sit nou weer daai knoppie wat mens druk, dan rol die stoele vorentoe? Ja, ons het nie daai knoppie nie. Ek is so bly julle is hier. Ons omstandighede is bietjie vreemd. Is ons al ook online op die lug? Goed, lyk my ons is. Want ek wil vir die Namibiërs vertel, en vir al die ander wat inluister, hoe baie reën ons kry. Ek het so op Facebook gisteroggend gesit, dat ek eergisteroggend 86 mm uitgegooi het, dis in Holland Park West, en toe gisteroggend 230, dis oor 24 uur. Vanoggend moes ek 2 ure voor die 24 uur om is gaan, so ek het 7 uur gegaan, toe is ons op 190. So as jy die 3 bymekaar tel, dan is 506 mm in 3 dae gehad. Nou vir Namibiërs sal dit soveel vreugde verskaf. Hulle sal nie by die kerk ook kon uitkom nie, net soos ons, of soos baie vandag, want die riviere sal hulle voorgekeer het. Maar ons loof en prys die Here vir die reën. Ons is baie jammer oor mense wat groot skade het. Dis nie altyd lekker nie. Maar ons glo, ons sal ook daardeur kom. So baie welkom vir julle wat hier is. Ek is baie bly julle is hier. Want ek het voorberei, die musiekspan het voorberei met die tema en gedagte, baie noukeurig liedere gekies, en baie dankie Aubrey vir die liedere wat jy gekies het. Dankie aan sy sussie wat ook hier is, nou het ek jou naam vergeet. Alicia en Derrick. Dit is so lekker dat julle vir ons begelei. Ons hoop Kitty en Koen is veilig. Hulle het so 'n bietjie naweek af en hulle het Stanthorpe toe gery. So ek hoop hulle kom goed deur die waters terug. Baie welkom aan Susanne wat by ons kuier. Is lekker dat jy by ons is. En ek dink die res is almal bekend. So Lia, as jy en Liam gou vorentoe kom, ek dink vandag is die dag wat ons vir elke ou in die kerk 'n chocolate kan gee. Ja. En as julle uithardloop, dan kom haal julle nog by hom gou, want die eintlike boks staan daaronder. So everybody can get a chocolate. Begin een hierdie kant en een daai kant. En julle het die moeite gedoen om kerk toe te kom. En ons is baie bly daaroor. Ek wil net gou hoes, Ewert. Wag maar eers voor ek met die ander, of kom ek noem van die ander vreugdes. Die Strauss babietjie is gebore. Almal het vir Pieter verwag. En so sou dit Pieter wees, en so het Pieter gekom, en toe is Pieter Lia. So ons kan vir hulle hande klap gee. Ons is baie bly. Wie het nie gekry nie? Is daar mense wat nie gekry het nie? Kom ons steek gou, daar is 'n klomp, vat sommer hierdie. Kom ons vat 'n sakkie. Wat sal ons vir hulle sê? Ons wil nie vir hulle sê sterkte nie. Kom ons kyk. Baie geluk. Dis alright. Dis deel vir hulle baie geluk uit. En Liam, het jy ook kort gehardloop? Nee, dis sterkte. Baie welkom daarin. So ja, die Strauss babietjie het gekom. Piet Lou en Zantay gaan dit goed mee. Babietjie is volmaak. Wonderlik. En hulle sal seker tot Dinsdag, as die Here wil, in die hospitaal bly. Dan dink ek nie, Johan, daar is nie iemand in die moederskamer nie, is daar? Sal jy gou vir ons check? Ek wil net seker maak ons slaan nie iemand oor nie. Is daar nog, terwyl hulle uitdeel, nog vreugdes? Almal het in elk geval nou chocolaatjies gekry. Net hoor, is daar nog vreugdes wat iemand beleef het die afgelope week? Lyk nie so nie. Hartseer, ons sal daarom vir die, ag nee wat, ek dink hulle het nou een chocolate gekry, die verjaarsdag ouens. Kom ons kyk gou, Ruben, wie verjaar die week? Wat sou julle verkies? 2 flakes. Haal hulle net gou daar uit, dat ek net my sakkie kry. Tommy het gister verjaar, so hy het sy chocolatekie, dink ek, verlede week gekry. Nee, hulle het gekamp, was dit hulle, ek kan nie onthou nie. En Deline verjaar môre. Is julle goed, dan kan julle gaan sit. Baie dankie. Ek wil net weer sê, en vanoggend is dalk die ideale dag om dit te sê, omdat daar baie mense is wat gaan inskakel, dat as jy inskakel van iewers af, en vir ons aanlyn in die eredienste
saam met ons het. Laat weet vir ons iewers op ons webblad of op Facebook, as jy Brisbane Afrikaanse Kerk insit, dan sal jy dit kry. Laat weet vir ons waarvan af jy inskakel. So, dis nou vir die ouens wat aanlyn is, dat ons so 'n idee kry. Ons het mense, soos die vorige keer toe ek het gesê het, mense uit Sydney laat weet, hulle kyk elke Sondag na die erediens. Ek weet daar's Namibiërs, julle kan ook maar vir ons laat weet. Ons gaan julle nie kan kom besoek nie. Maar die ander ouens, as hulle naby genoeg is, sal ek graag vir hulle 'n draai wil maak en vir hulle besoek. En ek, en 'n ouderling dalk, so laat weet vir ons waarvanaf julle inskakel. Aan almal vanoggend, voordat ek bid, wat inskakel, baie welkom. Mag die Here gee dat ons saam wees, tot sy eer sal wees. Kom ons bid saam. Here, dit is vir ons wonderlik goed om so saam te wees op 'n baie reënerige naweek. Ons wil vir u kom sê, saam met die psalmdigter van Psalm 99, Here, u regeer. U is in beheer. Volke reg oor die wêreld erken u gesag. U is groot, Here. U is heilig. U is die magtige koning. Ver verhewe bo enige mens. Amen. Liewe vriende, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here. Kom ons sing saam. Dankie. Terwyl ons staan, sal lekker wees. Openbaring, volgende lied, betrekking op Openbaring. Openbaring 5, waar Jesus in die hemel aankom, en die boekrol uitgehaal word, en die mense se gesigte val, want hulle weet, niemand is waardig om hierdie boekrol, wat God se plan met die wêreld bevat, oop te maak. En dan sê iemand, maar ek weet van iemand, wat hier aangekom het, met Jesus se hemelvaart, wat die hemel ingestap het, en hy is waardig, om die boek te neem, en sy seels oop te maak. En dan bars die hele hemel uit in vreugde, want die plan kan geopenbaar word, die plan kan bekend word. Kom ons sing dit, wonderlike lied.
Dankie, julle kan sit. Aubrey, ek het dalk jou lines gesteel deur iets te sê oor die lied. Wou jy iets daaroor sê? Reg. Goed. Ek het gedink, kom ons lees Kolossense 3 vir ons riglyne. En dan gaan ons net daarna Vader, ons eer U sing, waar ons sing in vers 1 van die Vader, vers 2 van die Seun wat ons kom red het en kom vergewe, en vers 3 van die Heilige Gees. Maar kom ons luister eers, Kolossense 3, vers 1. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is. So dis 'n stelling wat Paulus maak en hy sê, dis julle status. Dis julle wie julle nou is. Julle is saam met Christus opgewek uit die dood. Aangesien dit waar is van julle, moet julle strewe na die dinge daarbo, waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Daarom, so omdat dit julle status is, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak, wat nog deel is van julle lewe. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid, wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense, wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nyd, gevloek, vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. Leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word, na die beeld van sy Skepper, en tot volle kennis van God. Net tot daar. Ek dink die gedeelte spreek van self, omdat dit ons status is, omdat ons deur Jesus Christus dit geword het, daarom is daar sekere goed wat ons los, sekere goed wat ons agter ons sit. As jy in jou lewe tot bekering gekom het iewers, dan weet jy, dis goed wat jy vroeër gedoen het, sê Paulus, maar nou doen ons dit nie meer nie. Kom ons sing hierdie lied, waarin ons lof en eer gee aan die Vader se reddingsplan, in al 3 verse. Dankie, sit maar eers, dan lees ek vir julle die vryspraak.
Ons sê gewoonlik op hierdie plek dat die Here, dat ons moet besef, dat ons moet hoor, dat die Here ons vergewe het. In dieselfde Kolossense, net in die vorige hoofstuk, staan daar in vers 13, lees dit saam met my, julle was dood, deurdat julle gesondig het, en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hy het die bose magte ontwapen, hoor dit, ons gaan nou later vandag weer daaroor praat, hy het die bose magte ontwapen en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Dis wat God gedoen het. So groot is sy genade. Hy het ons kom vergewe van ons sondes. Hy het die Satan 'n verskriklike knou kom toedien. Hy het hom ontwapen. En soos wat dit gebruik was destyds, as jy 'n ander volk oorwin het, dan het jy hulle partykeer na jou eie stad toe gevat, agter jou strydwaans aan geboei, om aan die mense te wys, dis die volk wat ons oorwin het. So goed was die Here vir ons. En nou sê die beeld wat Paulus hier gebruik, dis wat God ook met die bose magte gedoen het. Ontwapen en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in hierdie triomftog saam te vat. Here, ons dankie daarvoor. Baie dankie dat U ons vrygespreek het van sonde. Help ons tog dat ons nuwe identiteit, ons nuwe status wat ons het, en wat ons deur Jesus Christus se vryspraak gekry het, dat ons dit elke dag sal besef. Ons vergeet so maklik, Here. So dikwels betrap ons osself, veral in ons gedagtes, dat ons weer leef, soos die ou mens, wat eintlik gesterf het. Baie dankie vir hierdie nuwe status, dat ons in Christus oorwinnaars is. Help ons om dit te leef, elke oomblik van die dag. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Dit is wonderlik as mens besef, as dit die dag tot jou deurbreek, wie jy in Christus is, wat hy vir jou kom maak het. En ek hoop vandag se boodskap wat uit Openbaring 13 kom, soos wat ek verlede week reeds beloof het, gaan vir jou nog meer laat besef, wow, ons dien 'n fantastiese Here. Die geluid dis nie niks met 'n boeing te doen wat naby ons is nie, nee. Plaat dit julle? Nee, kan ek maar praat. Is dit die aircon? Goed. So, ons praat oor Openbaring 13. Baie belangrik om te verstaan is dat Openbaring 13 kan jy nie regtig verstaan as jy nie Openbaring 12 ook saam gelees het nie. Nou verlede week het ons by Openbaring 12 stil gestaan en ek gaan terwille van die van julle wat dit dalk gemis het en ook terwille van ons ander wat wel hier was maar so 'n bietjie vergeet het, net so 3 punte weer uitlig. Maar kom ons bid net gou. Here, ons kan nie oor die woord praat, ons kan nie uit die woord praat as U, o Heilige Gees, nie ons gedagtes vasvang, vir my as spreker rig en lei, soos wat U my reeds deur die week gelei het in die voorbereiding, en ook nou my mond en my lippe aanraak. Ek bid vir elkeen wat die woord hoor, hier in die kerk of aanlyn, dat U vir hulle ook sal seën, Here. Sonder U sal ons nie veel verstaan nie. Deurdat U dit vir ons duidelik maak, sal ons dit begryp. Kom doen dit vir ons, in Jesus naam bid ek dit. Amen. So hoofstuk 12, sy een groot boodskap, is dat die Satan, soos ons die Afrikaanse spreekwoord gebruik, sy mes in het vir ons. Hy het aanvanklik vir Jesus geteken, en hy wou hom verslind. Dis die eerste stryd waarvan ons lees, in verse 1 tot 6 van Openbaring 12, dat hy gewag het voor die swanger vrou wat die kerk is, wat geboorte gaan gee aan die kind wat Jesus is, want hy wil die kind verslind. Dan keer God dat dit gebeur, en Satan kry dit nie reg nie. Dan lees ons van 'n tweede stryd,
vanaf vers 7 tot met vers 9, wat in die hemel afspeel. Toe die Satan agterkom, hy kan nie die kind verslind nie, die kind word weggeruk na die hemel, sit hom agterna, kyk of hy hom nie daar kan bykom nie. Daar trek God egter nie vreeslik baie toutjies nie. Hy sê vir Michael, deel jy met die Satan. Ek en Jesus het regtig nie tyd vir hom nie. En Michael en sy engele, Michael die leerowerste van die engele leerskaar, reken sommer gou met Satan af. Hy word uit die hemel uitgegooi, hy val hom kadiks op aarde, binne 'n intensiewe eenheid, en daar lê hy. En wanneer hy bykom, hoor ons van die derde stryd. Wanneer hy sy verstand en sy kragte herwin, besluit hy, nou sal ek die nakomelinge van die vrou, al die ander nakomelinge, Jesus kon nie bykom nie, nou sal ek die res van die kerk, wat nog op aarde is, vervolg. En ek sal dit vir hulle baie, baie moeilik maak. Ek sal sorg dat ek hulle oorwin. En dan probeer hy. En dis waarvan ons eintlik nou net gelees het in Kolossense 2, want ons sien maar Satan is eintlik al oorwin. Want hy, God, het die bose magte ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Maar nou moet ons besef dat hierdie laaste oorlog, daai is waar. Satan is ontwapen. Hy is heeltemal verslaan in die hemel. Hy is verslaan toe hy agter die seun aangegaan het, maar hy het nog beperkte, het ek verlede week gesê, beperkte tyd tot en met Jesus se wederkoms en 'n beperkte plek waarin hy kan opereer, naamlik hier op aarde. In die hemel kan hy nie weer kom nie. Daar word hy nie weer toegelaat nie. Daar is hy uitgegooi. En dis die tweede baie belangrike ding wat Openbaring 12 vir ons wil sê. Dit word 2 keer gesê. En as dinge in die Bybel herhaal word, so rukkie terug het ek vir julle gesê toe ons gepraat het oor die heiligheid van God, Jesaja 6, heilig, heilig, heilig is die Here. Daar sê hulle dit 3 keer, dan is dit beklemtoning. Die ouens in daai tyd het nie noodwendig al die aksenttekens gehad soos ons wat kan sê, hierdie wil ek beklemtoon nie, so hulle het goeders herhaal. So as daar 2 keer in Openbaring 12 gesê word, vers 9, die feit, Satan en sy magte is uit die hemel gegooi deur Michael en die engele, en dan in vers 10, weer, wanneer 'n stem uit die hemel sê, die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. 2 keer. Dan moet ons aanvaar, maar dis ook 'n belangrike tema in Openbaring 12. En dan 'n derde ding wat ek net weer wil aan herinner, wat ons net so effens aangeraak het, is Satan doen dit op 'n baie sluw, vir die kinders, cunning manier. Hy's baie misleidend. Hy het sy eie manier sodat mense hom nie erken nie. En so gaan hy te werk. En hoor ons dat Paulus byvoorbeeld vir die Korintiërs skryf, hy doen hom voor as 'n engel van die lig. Hy lyk soos 'n engel. En ons gaan sien in dit wat ons vandag lees, op 'n stadium probeer hy lyk soos Jesus. En op 'n ander stadium probeer hy lyk soos die Heilige Gees. So hy's baie sluw in hoe hy hom voordoen. Hy weet, as hy sommer net as draak, as Satan voor ons kom staan, gaan ons hom herken. En gaan ons dadelik weet, van die ou moet ons wegbly. Maar as hy so op 'n verskuilde manier kan insypel en in ons lewens inkom, dan herken ons hom nie dadelik nie. As hy hom so 'n bietjie vermom. Eers kyk of ek myne hier het, sy masker opsit, dan herken ons hom nie so goed nie. Kom julle ook agter, kinders, dat die maskergoeders is moeilik. Ons herken mekaar nie. Ek moet in die oggend vir Tannie Alba sê as sy wakker word, haal af jou masker dat ek net sien of dit jy is. Sy slaap dan nie regtig met hom nie. Maar die maskergoed is moeilik. Ons herken mekaar nie so lekker nie. So Satan sit dit ook op. So sy tyd is beperk, wat hy nog kan werk hier op aarde. Dit het ek eintlik reeds gesê, sy gebied is beperk, is net hier op aarde, en daarom besluit hy, ek wil so effektief moontlik wees. So hy kry vir hom 2 helpers, dat hy sy werk baie vinnig en met krag kan doen. En van hulle lees ons dan nou vandag. So kom ons begin, Openbaring 13. Toe het ek 'n dier uit die see sien kom, met 10 horings en 7 koppe. Op sy horings was daar 10 heerserskrone en op sy koppe godslasterlike name. Die dier wat ek gesien het, het soos 'n luiperd gelyk
Sy pote was soos die van 'n beer en sy bek soos die van 'n leeu. Nou die eerste ding wat jy moet hoor, ek gaan so lees en praat. Eerste ding wat jy moet hoor is Satan is alweer besig om te naap. Ai, kan hy dan nie 'n slag kreatief wees nie? Ek het verlede week vir julle gesê, hy naap vir God en vir Jesus en vir die Heilige Gees heeltyd. Hier is hy dit weer besig om te doen. Hy stel vir homself op in 'n bose trio. Die draak, Openbaring 12, en hier is die eerste van die helpers, die dier uit die see. En nou net vanaf vers 11 gaan ons lees van 'n dier wat uit die aarde gekom het. Dis die derde een. So hy is alweer besig om te naap. Die draak en dan die dier uit die see. Nou die dier uit die see is hy veral besig om vir Jesus te naap. En die dier uit die aarde veral besig om die Heilige Gees te naap. Ons gaan dit sien. So kom ons praat oor die dier uit die see. Eerste ding wat ons sien is hoe hy lyk. Doen hom alweer voor as 'n koning. Hy is nie 'n koning nie. Satan is nie 'n koning nie. Maar hy sit vir hom heerserskrone op sodat hy lyk soos 'n koning. Ja, hy's 'n koning op sy gebied, daar waar die bose besig is. Maar hy's nie God nie. God is die allerhoogste koning, die alleenheerser van die ganse heelal, nie Satan nie. Maar hy probeer so lyk. En dan het hy God se lasterlike name op sy voorkop, sien ons. En dan sy voorkoms lyk soos 'n luiperd, maar voete soos 'n beer, pote en dan 'n bek soos 'n leeu. Ons kan dit ons eintlik nie voorstel nie, maar gelukkig kom ons uit Afrika en ons het daarom 'n idee hoe die goed lyk. Dink nou aan 'n ouetjie wat nou glad nie met hierdie diere te doen gekry het nie. Hy sal hom nou baie moeilik kan indink hoe lyk so 'n ding. En dan staan daar net so teen die einde van wat ons gelees het by vers 2, die draak het sy mag, sy toorn en sy groot gesag aan hom gegee. Die draak is nou die ou van Openbaring 12, wat eers op die vrou staan en wag het wat swanger was, wat toe agter die seun aan is in die hemel, daar is hy uitgegooi, en wat nou die nakomelinge van die vrou wil vernietig. So die draak het sy mag en alles aan hierdie dier gegee, ook sy gesag. Weereens na Naby. Openbaring 5 sien ons dat God sy gesag aan Jesus gee. Ekskuus, Openbaring 7. Hier kom Satan, die draak, en hy gee sy mag en sy gesag aan hierdie eerste dier. So dis wat ons in daai eerste 2 verse lees. Kom ons lees aan. Dit het gelyk asof hy aan een van sy koppe dodelik gewond was. Maar die dodelike wond het genees en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangeloop. Die mense die draak aanbid, omdat dit hy is wat die gesag aan die dier gegee het. Hulle het ook die dier aanbid en gesê, wie kan met die dier vergelyk word? En wie kan teen hom oorlog voer? Baie subtiel hoe hy dit doen. Want kyk bietjie, dit het gelyk asof hy aan een van sy koppe dodelik gewond was, maar die dodelike wond het genees. Hier sien ons veral hoe dat hy vir Jesus naap. Want dit wys hier na Jesus, wat dodelik gewond is, wat dood gegaan het, en na 3 dae opgestaan het. So hierdie eerste dier uit die see, verwysing na Jesus, hy het 'n dodelike wond gehad aan die kop, maar die wond het genees. Dan lees ons, het die hele wêreld agter hom aangeloop. En ons weet dat dit ook gebeur het met die volgelinge van Jesus. Gaan lees Handelinge, en daarna die briewe van Paulus en Johannes en Judas en al die briewe, en ons sal lees van 'n magdom mense wat vir Jesus begin volg het, nadat hy verhoog is. En hierdie dier, dit gebeur ook met hom. Daar is aan hom gesag en mag gegee deur die draak, en nou loop die mense agter hom aan. Maar hy is nie Christus nie. Hy doen hom net so voor. En daarom sê die geleerde ouens, is hierdie dier uit die see, behalwe dat hy vir Jesus naap, dit is heenwysend na die anti-Christ. Alles wat teen Christus is, daarvoor staan hy. Maar hy wys dit nie so dadelik nie. Hy laat dit lyk asof hy ook soos Jesus is. So die hele wêreld wat agter die dier aangeloop het, en al die mense wat hom aanbid het, soos dit daar staan, is natuurlik nie almal nie,
Want ons sal weliswaar as ons nou verder lees sien in vers 8, daar is die wie se name in die boek van die lewe opgeskryf is. En hulle loop nie agter hierdie dier aan nie. So dis nie hulle nie. So al hierdie mense en die hele wêreld wys op die ongelowiges, hulle wat nie vir Jesus ken nie, en hulle sal hom aanbid, die anti-kris. Nou hierdie dier, onthou beperkte tyd, beperkte plek, doen veral 3 dinge. Die dier is toegelaat, ek lees vers 5. Die dier is toegelaat om verskriklike dinge te sê en te laster, en om 42 maande lank, hier kom daai term weer voor wat ons verlede week oor gepraat het. Soms praat hulle van 3,5 jaar, soms van 3,5 dae, partykeer van 1260 dae, of 42 maande. Hy is toegelaat om 42 maande lank gesag uit te oefen. En dis maar net, weer, wat ek verlede week gesê het, die volle tyd wat God bepaal het. Van Jesus hemelvaar, ten hemele gevaar het, totdat Jesus weer gaan kom, die volle tyd. Het hy teen God gelaster, hy het God se naam en sy woonplek, en die wat in die hemel bly, belaster, vers 7. Aan hom is daar ook mag gegee, om teen die gelowiges oorlog te maak, en hulle te oorwin. Nou hou daai gedagte net vas, gaan nou ietsie daaroor sê, klink verkeerd, nee. En daar is gesag aan hom gegee, oor elke stam en volk en taal en nasie. Ons het dit nou net gesing, nee. Maar van wie het dit toegegaan in die lied? Oor wie het dit gegaan? Jesus. Wat kom red het uit elke stam en nasie en volk en taal. So, Satan is alweer besig om vir Jesus te naap. Al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal, hier kom dit nou, wie se name nie van die skepping van die wêreld afgeskrywe staan in die boek van die lewe, die boek van die lam wat geslag is nie. As iemand kan hoor, moet hy hierna luister. As iemand bestem is vir gevangenskap, gaan hy in gevangenskap. As iemand bestem is om met 'n swaard doodgemaak te word, word hy met 'n swaard doodgemaak. Hier het die gelowiges volharding en geloof nodig. So wat doen Satan? 3 dinge wat ek daar optel in hierdie figuur van die dier. Hy laster teen God en al sy mense, vers 6. Nou ons weet dat dit een van die dinge is wat ongelowiges doen. Ook hier in ons wêreld sien ons dit. Ons sien dit in die wyeer wêreld, in Europa en ander lande. Hulle wat nie vir Christus is nie, is so teen hom dat hulle laster. Ons hoor dit as hulle praat van, as hulle nie 'n ander woord kry nie, hulle roep Jesus se naam uit. Tweede ding wat hy doen, hy ontvang mag om gelowiges dood te maak. Te oorwin staan daar. Nou moet ons dit baie mooi verstaan. As ons die Bybel in konteks lees, weet ons, Romeine 8 vers 38 en 39, niks, niemand, geen bose magte word daar aangehaal, kan ons skei van die liefde van God nie. So, wat is nou hierdie? Hy ontvang die mag om selfs oorlog te maak teen gelowiges en hulle te oorwin. Die mag om fisies dood te maak. Dis waaroor dit hier gaan. En ons weet, dit gebeur. In lande waar Christene vervolg word, word hulle daagliks so oorwin. Daagliks doodgemaak. Bietjie verder aan, met die swaard doodgemaak. In gevangenskap gesit. Dit gebeur. Dis wat Satan reg kry. 'n derde ding, hy ontvang gesag oor elke stam, volk, taal en nasie om mense te mislei. Nou aap vir Jesus en sodat mense hom sal aanbid. Uit alle volke, alle tale, alle lande mislei hy mense. Maar baie belangrik, dit sal in al die vertalings staan. Ek het nou maar net uit die 83 vertaling dit vir julle aangehaal, is dat jy gaan onderstreep. Vers 5, die dier is toegelaat om verskriklike dinge te sê. Vers 7, aan hom is daar ook mag gegee. En later in vers 7, en daar is gesag aan hom gegee. Die dier het nie al die krag en al die mag en wat hy ook al nodig het om hierdie goed te doen nie. Dit word toegelaat, dit word aan hom gegee, dit word aan hom nog 'n keer gegee. In die een plek mag, in die ander plek, ander keer gesag. Dis God wat vir hom tydelik toelaat om dit so te kan doen. Beperkte tyd, beperkte plek.
Nou kan jy dit nog doen. Daar kom ook 'n einde daaraan. Die dier het dit nie in homself nie. Hy is nie die alleenheerser nie. Hy is nie die oppermagtige God nie. Nee. Dit wat hy doen is ook maar net omdat God vir hom sê, okay, jy het nog hierdie tydjie. Okay, jy kan dit nog hier op aarde doen. Ons as Christene moet egter weet, dit maak nie die dier mak nie. Onthou julle hoe waarsku Paulus? Hy sê hy loop rond, nee Petrus, hy sê hy loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. Efesiërs 6, net voor Paulus met ons praat oor die wapenrusting van God, sê hy, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Dan begin hy praat oor hoe ons die Satan kan teëstaan. So, Petrus sê, loop rond soos 'n brullende leeu, pas op vir hom. Paulus sê, gaan soek jou krag in die Here as jy wil weet, hoe moet jy staande bly teen hom. En dit herinner ons sommer aan Jesus ook, wat in ons Vader gebed vir ons gesê het, bid elke dag as jy moet, bewaar ons van die bose. So een ou skryf, en ek hoop ons skryf is, dis hy. Nee, ekskuus, nog net voor hom, dink ek is die slide, nee, jy's reg. Die Satan is besig, dis die slide net voor hom, Ruben, hy is baie besig in ons lewe, kom ek lees dit vir julle, maar dit beteken nie dat ons as Christene bang hoef te wees nie, ons moet net uiters versigtig wees. So kom ons kom nou by daai vraag, dankie Ruben. Is hierdie dier 'n figuur waarvoor ons net iewers in die toekoms, in die eindtyd, op die uitkyk voor moet wees? Gaan hy nog kom? Onthou, ons het gesê, hierdie dier is teen Christus, ontvang sy krag van die draak. Kom ons hoor wat sê Johannes. Johannes sê in 1 Johannes 2 vers 18, my liewe broers, julle het gehoor dat daar so iemand gaan kom. Ek sê vir julle, daar is nou reeds baie van hulle. Dis wat ek bedoel het, en dan gebruik hy die woord, met die misleier, die antichrist. Ook in sy tweede brief, wat net 1 hoofstuk het, vers 7, sê hy, dat hulle is reeds volop in hierdie wêreld. Nou moet julle onthou, hierdie briewe is geskryf so plus minus 90-95 na Christus. Toe skryf Johannes, was hierdie ou al daar, hierdie dier uit die see. Dis nie een wat eers aan die einde van die tyd vir die eerste keer, gaan verskyn nie. Ja, hy kan weer verskyn in ons tyd, en hy kan nog later, as die Here vir ons genadig is, en ons leef nog 'n paar jaar, kan hy weer verskyn, maar wees verseker, hy is oral nou reeds, hy was al, hy sal ook weer kom. En daarom sê mense, is die eerste antichrist eintlik 'n ou met die naam wat julle ken, keiser Nero. Hy was al die ou wat gesien was as die antichrist. Maar eintlik voor Christus was daar nog iemand anders, Antiochus IV Epiphanes. Dis nog 'n klomp jare voor Nero. Hulle was absoluut teen die gelowiges en dan in Nero se tyd teen die Christene met 'n volle geveg besig. Ek hoor by een van die ouens wat ek na luister of gelees het, ek kan nie onthou nie, dat Petrus en Paulus is in hierdie tyd van die regering van keiser Nero is hulle doodgemaak. Nou Nero het regeer so 54 na Christus tot 68 na Christus. So in daai tyd skryf Paulus baie van sy briewe en bietjie na daai tyd het Johannes hierdie openbaring ontvang wat hy op skrif moes sit. Maar Nero was 'n verskriklike mens, wel bekend vir hoe hy Christene uitmekaar laat skeer deur wilde diere, sommige op brandstapels uitgebrand het. Die man het geen gewete gehad nie. Moet ons hierdie antichriste beveg? Lyk vir die laaste woorde in vers 10 sê, hier het die gelowiges volharding en geloof nodig. Nee, jy moet hulle nie gaan beklei nie. Staan vas, volhard in julle geloof. Want dis nie die enigste dier nie. Daar's nog een. Die dier uit die aarde. Kom ons lees van hom. Toe het ek 'n ander dier gesien, wat uit die aarde uitkom. Hy het 2 horings gehad, soos 'n lam. Kyk hoe doen hy hom voor, nê? Lam, vrede, simbool van. Jesus word gesien as die lam wat geslag is. Hy doen hom voor as 'n lam. Hy het 2 horings gehad soos 'n lam, maar hy het soos 'n draak gepraat.
Hy oefen al die gesag van die eerste dier namens hom uit. Ai, nog 'n copycat aksie. Onthou julle, Jesus het by geleentheid gesê, wanneer die voorspraak kom, die Heilige Gees, sal hy my verheerlik. Hy sal niks nuuts sê wat ek nie reeds gesê het nie. Hy gaan net beklemtoon dit wat ek vir julle reeds van vertel het. Kom die dier met sy Heilige Gees figuur, die diere uit die aarde. Onthou die vorige een, die diere uit die see was Jesus, die draak Satan homself. En nou met hierdie dier, hy ontvang sy gesag van die vorige dier, en hy moet net namens hom praat. Baie soos die Heilige Gees, wat vandag in ons lewens spreek, namens God, namens Jesus. So hierdie diere uit die aarde, hy doen ook dit. Dis net sy groot werk. Maar wat doen hy nog? Kom ons kyk. Vers 2. Sy tweede gedeelte, nadat daar gestaan het van sy gesag, wat hy namens die eerste dier uitoefen. Hy maak dat die aarde en die bewoners daarvan die eerste dier aanbid. Die een waarvan die dodelike wond genees het. So dis verwys na die vorige dier. Hy doen groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel af op die aarde kan laat kom vir die mense om te sien. Aan hom is daar mag gegee, dis maar net 'n versterking nog van hierdie selfde teken of selfde ding wat hy doen. Aan hom is daar mag gegee om wondertekens namens die dier te doen, waardeur hy die bewoners van die aarde mislei. En dan 'n volgende ding, hy sê die bewoners van die aarde aan om 'n beeld op te rig vir die dier, wat die litteken van die slagmes het, en wat weer lewend geword het. So hy sê die bewoners van die aarde aan om 'n beeld op te rig van die vorige dier, die een wat die dodelike wond opgedoen het. Aan hom is daar ook mag gegee om asem in die dier se beeld te blaas, sodat die beeld kan praat en almal kan laat doodmaak wat nie die beeld aanbid nie. Klomp goed wat hy doen. Ek het net so 3 wat ek uitlig. Hy maak dat al die ongelowiges die eerste dier aanbid. Hy doen groot tekens en wonders, wat Jesus al gesê het, deur die valse profete gedoen sal word, deur die misleiers gedoen sal word. Onthou julle, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil van my Vader doen. Op daardie dag sal baie van julle vir my sê, Here, het ons dan nie in u naam wonders gedoen nie? Dan noem hy nog 2 goed. Ja, die misleier, die valse profeet, die een wat sal hoor, maar ek ken julle nie, wat Jesus aan die einde van daai Matteus 7 gedeelte sê. Hulle doen groot wonders, en ons sien dit hier. Maar hulle naap weer vir God, want toe God sy mense uitstuur, sy disippels, toe gee hy aan hulle die mag om wonders te doen. So wanneer Johannes en Petrus begin optree, daar vroeg in Handelinge, dan doen hulle wonderwerke. So God gee aan sy volgelinge mag om wonders te doen. Satan gee aan sy tweede dier mag om wonders te doen. En dan inspireer hy die ongelowiges om 'n beeld op te rig, wat hy gaan leen daar by Daniël 3. Dink ons aan daai beeld van Daniël. Maar dan hier, in hierdie geval, moet die mense die beeld aanbid, net soos by Daniël, maar kry die beeld ook lewe, word daar asem in hom ingeblaas. En sien daar, 'n beeld wat lewe. Nou die Romeine, net so terloops, het ook geglo in beelde wat lewendig kan word. En hulle het sulke beelde ook aanbid. So hierdie dier uit die aarde, die valse profeet. Die vorige een was Jesus, die anti-kris, kopie vir Jesus, maar hy is eintlik die anti-kris. Hierdie een kopie die Heilige Gees, want hy ontvang al die gesag van die vorige dier, en hy doen net wat, hy oefen dit namens hom uit, soos wat die Heilige Gees namens Jesus goed doen. Hy is die groot valse profeet. En Paulus skryf baie oor hom. Hy gebruik verskillende name, die misleier, die wettelose mens, baie name, om te sê, hierdie ouens sypel die kerk binne. Hy sê, Johannes sê dan in 1 Johannes 2, dat hierdie mense het uit ons eie geleedere voortgekom. Hulle kan baie keer vir hulle voordoen selfs as Christene. Maar wees op julle pasoppens. Luister wat hulle sê, kyk wat hulle doen. En die luister wat hulle sê, en die kyk wat hulle doen, het te doen met die teken waarvan ons nou net gaan lees.
Want wat ons doen, ontspring in ons koppe, in ons brein, en word gedoen met ons hande. En ons gaan nou net lees van 'n teken in die voorkop, en 'n teken op die hand. So luister na wat hulle sê, en kyk na wat hulle doen. Kom ons lees daai gedeelte, vers 16 tot 18, die res van Openbaring 13. Hy, dis 'n verdere ding wat hierdie dier uit die aarde doen. Hy verplig al die mense, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe, om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te dra. En laat niemand toe om te koop of te verkoop nie, behalwe die mense wat die merk het. Die merk is die naam van die dier en die getal van sy naam. Hier is wysheid nodig. Wie verstand het, kan die getal van die dier ontsyfer, want dit is 'n mensegetal. Die getal is 666. Satan se tweede dier merk al die volgelinge van die draak. Of is dit dalk almal gelowiges ook? Nee, hy is alweer besig om te kopie. Want dis nie die eerste keer wat ons lees van mense wat gemerk is nie, in die Bybel. As ons ver terugblaai, Exodus, Moses se tyd, dan lees ons dat die Here vir Moses sê, dat die volk moet die gebooie onderhou, en hulle moet dit saam dra met hulle hierdie gebooie, soos 'n merk op die voorkop, en 'n herinneringsteken om die hand, eintlik hier om die pols. Die gebooie sal vir hulle 'n merk wees op die voorkop en 'n herinneringsteken aan hulle hande. Exodus 13 vers 16 of Deuteronomium 11 vers 18. Dit moes hulle herinner waaraan dat God hulle bevry het. So die merk is 'n teken, hy is hulle God, hy het hulle bevry. As ons aanblaai deur die profete, dan kom ons by Esegiel 9 vers 4, waar daar ook in Jerusalem mense uitgewis moet word. En dan kom God, dan stuur hy eers 'n engel uit die ooste, en dan sê hy die volgende: moenie die land en die see en die bome tref nie. Ons moet eers die dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk met die seël. Dis 'n aanhaling. Ruben, hy is daar iewers, sorry. Openbaring. Esegiel. O nee, ekskuus, dis nie die een nie. Ja, daar is hy. Ekskuus, ek het nou self my goed verwar. Esegiel se aanhaling is nie daar nie. Die man moet Jerusalem ingaan en hy moet die mense gaan merk. Dis die profeet Esegiel, sodat hulle kan uitstaan as God se kinders. Nou kom ons by hierdie een. Ekskuus vir die verwarring. Wanneer ons dan na Openbaring toe blaai, dan sien ons in dieselfde Openbaring is daar ook sprake van God se kinders wat gemerk word. Lank voor die merk 666, Openbaring 7, kom die engel uit die ooste, en hy moet eers God se kinders merk. Moenie die land en die see en die bome tref nie, ons moet eers die dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk met die seël. En dan gebeur dit, as ek nou na Openbaring 7 toe vinnig blaai, net na vers 4 word dan al die stamme genoem wat gemerk word, en dan lees ons in vers 9, hierna het ek 'n groot menigte mense gesien, wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal, en het voor die troon van die lam gestaan. Hulle het wit klere aangetree, en daar was palmtakke in hulle hande. Hulle het hard uitgeroep, ons redding kom van ons God, wat op die troon sit, en van die lam. Wie is hierdie mense? Dis die 144 wat gemerk is. God se mense. Moet ons die getal letterlik vat, 144.000? Nee, dan gaan jy in 'n groot verleentheid inloop. Want daar is al meer as 144.000 mense wat gelowig is, wat in die hemel is. En jy loop in meer as een verleentheid in, as jy dit so letterlik vat. 144.000 het 'n baie bepaalde betekenis, wat net sê, almal wat God weet, in sy koninkryk sal wees, was daar, sal daar wees. Al die uitverkorenes, almal wat die merk op hulle voorkoppe het, wat God gemerk het, sal daar wees. Is dit net 144.000? Nee, want
vers 9 sê vir ons, as hy oor dieselfde mense praat, dit is 'n klomp, kom ek lees dit weer, 'n menigte wat nie getel kon word nie. Vers 9 van Openbaring 7. So dit is figuurlik, 144.000, is so groot menigte, wat daar voor die troon van God staan, hulle kon nie getel word nie. So, 'n klomp mense het reeds die merk. Nou die vraag, die ouens wat hier gemerk is, in Openbaring 13, ek is nou terug daar, sluit dit nou die ouens in wat in Openbaring 7 deur God gemerk is? En ek dink jy voel aan, nee, dit kan nie. Die mense in Openbaring 13, wat die getal 666 kry, wat gemerk word op die voorkop en op die hand, die regterhand, hierdie een, is nie die ouens wat reeds deur God gemerk is. Dit kan nie wees nie, nooit nie. Want die teks sê dit eintlik vir ons. Want daar staan, hy verplig alle mense om die merk te dra. Is dit nou alle mense? Luister verder. En laat niemand toe om te koop of te verkoop nie, behalwe die mense wat die merk het. So, daar's ouens wat nie die merk het nie. Dit is nou net logies. Anders sou almal kon koop en verkoop, want almal het die merk. Maar nee, as jy nie die merk het nie, mag jy nie. Hy verplig alle mense om die merk te dra en laat niemand toe om te koop of verkoop, behalwe die mense wat die merk het. Net hulle kom. So daar's 'n klomp, ons teks sê vir ons, daar's 'n klomp wat nie die merk het nie. Wie's hulle? Die ouens wat deur God gemerk is, lank terug. God se kinders. Kom ons praat oor die 666, net vinnig. Daar's soveel dinge wat daaroor gesê word. Ook in ons dag. Onthou, Johannes sê, dit het reeds, baie antichriste het reeds na vore gekom, daar sal nog kom, maar daar was ook reeds baie. Vers 17b sê, die merk is die naam van die dier, of die getal van sy naam. En dan word daar gesê, dis 666, en dat die wat wysheid gebruik, die getal sal kan verklaar. Soveel stories oor wat dit moontlik kan wees. Ek het in my kort leeftyd al gehoor van, soos wat tye verander het, dat die rekenaar hierdie ding vir ons gaan gee, sonder dat ons daarvan weet. Later onthou julle daai barcodes wat ons in die winkels goeders mee scan, toe dit ingekom het, sê ouens nie, jy moet net mooi gaan kyk na die langer streepies, dis die 666. Nou in hierdie tyd van vaksinering of wat, moet dit nie laat doen nie, dit kan hierdie chip wees. Daar's soveel, ek wil amper sê soveel dae, soveel stories. Maar wat is dit eintlik? Selfs mense buite die gereformeerde teologie, ouens wat net die Bybel gaan lees en kyk wat daar staan, sê maar, okay, hier staan is 'n mensegetal en mense het net wysheid nodig. Die mense van daai tyd, almal in Klein-Asië, was vertroud met wat genoem is die term gematria. Wat beteken dat elke letter van die alfabet kry 'n numeriese waarde. So hoor dit mooi, elke letter van die alfabet in Grieks, Hebreëus en veral Latyn kry 'n numeriese waarde, 'n syferwaarde. So as jy byvoorbeeld, en hulle het dit met baie name gedoen, maar Keiser Nero werk 100%. As jy Keiser Nero gaan transkribeer in Hebreëus, dan kry jy daai woorde, lees hulle mooi daar, QSR, NRWN. Jy hoor amper nog iets van Keiser Nero daarin. Maar as jy dit nou getalwaardes gaan gee, kyk 'n bietjie. Q se getalwaarde, as jy hom in Hebreëus transkribeer, is 100. S is 60. R is 200, N is 50, kom nou weer 'n R wat ons al gehad het, 200, W is 6 en weer 'n N wat ons al gehad het, 50. En gaan tel dit op, 666. Hulle het dit gedoen met baie keisers wat Christene doodgemaak het en vervolg het. En in verskillende tale kan jy dit nogal so buig dat jy by 666 uitkom. Maar hierdie een van Keiser Nero, sonder dat jy enige iets hoef in te lees in die teks, sonder dat jy baie moeite doen, bang, slap,
666 sy getalwaarde. En daarom laat ouens sê, wel, vir die ouens in Klein-Asië, vir wie dit verstaanbaar was, hulle die gebruik geken, dit moet hy wees. Maar nou sê ons, okay, onthou Johannes het gesê, daar sal ook nog weer kom. Moet ons so baie van die getal maak? Dalk nie. Ons moet dalk nie 666 in alles gaan soek nie. Want die getal 6 is 1 minder as 7, wat God se getal is, weet ons ook uit Openbaring. 7 is God se getal. Ek is sommer altyd opgewonde as daar 'n 7 in ons straatnommer of iets is. En ek is nie een wat met daai nommers, wat noem hulle daai feng shui, of wat is daai ding? Klink amper so. Wat te veel van getalle maak nie. Maar ongelukkig is Satan nie God nie. So hy kan nie 7 wees nie. Hy kan nie 777 wees nie. So hy is 6. Swakker, minder. En ek dink ons moet liewer dit as wat ons allerhande goed gaan uitwerk in die 666 sien. Die bose trio, die draak 6, die dier uit die see 6, die dier uit die aarde 6. Die ouens daai tyd het dit verstaan. Net 'n interessante ding. In Nero se tyd was daar muntstukke met Nero se kop op die kopkant. Christene wou dit nie gebruik nie. Want hulle wou nie vir Nero aanbid nie. Hulle wou nie aan Nero enige eer gee nie. So wat het gebeur? Hulle kon nie koop en verkoop nie. Openbaring. So hulle het gelei. Daai tyd al. Onder dit wat hier voorspel is. So, nee, God se kinders, wat die merk van God ontvang het, dat julle aan hom behoort, kan nie onwetend met 'n inspuiting of met 'n chocolate wat jy swipe, of 'n Tolla se storie, 'n komkommer wat jy swipe. Toe sê die meisietjie mos vir hom, dis $33. Toe sê hy, maar daai kan nie wees nie. Toe sê sy, meneer, as hierdie masjien sê dis $33, as dit $33. So 'n barcode kan nie. Nee, God se kinders is gemerk. En niks en niemand, Romeine 8 vers 38 en 39, geen bose magte, geen lewende, geen dode, niks kan ons skei van die liefde van God nie. Ons behoort aan hom, en daarom is dit so belangrik, en daarmee eindig ek, laat ons Openbaring 14 se eerste 3 verse bylees. Lees dit saam met my. Toe het ek die lam op Sionsberg sien staan. Dis nou net na hierdie vorige gedeelte oor die 666 en al die goed. Toe het ek die lam met 'n hoofletter op Sionsberg, die plek van redding, sien staan. En by hom, hier's hulle weer, al die uitverkorenes, al die kinders wat gered is, wat reeds dood is en wat nog moet sterf, of lewend hemel toe saam met die Here sal gaan as hy vandag kom. Al 144.000 mense, met sy naam en sy Vader se naam op hulle voorkoppe. Dis hulle. As jy nou nog getwyfel het, wie is die 144? Dis hulle, wat deur God gemerk is. Vers 2, en ek het 'n geluid uit die hemel uit hoor kom, wat soos die gedruis van 'n groot watermassa, en soos die gedreun van swaar donderweer geklink het. Die geluid wat ek gehoor het, was ook soos die van siterspelers, wat op hulle siters speel. Wat doen hulle? Hierdie mense sing 'n nuwe lied daar voor die troon, en voor die 4 lewende wesens en die ouderlinge. Niemand anders as net hierdie 144.000 mense, wat van die aarde af losgekoop is, kon hierdie lied leer nie. Kan God se kinders onwetend dalk ook die dier se merk ontvang en in die verderf beland? Nee, want God het jou reeds gemerk. Ons is eintlik so oor en oor dubbeld en dwars gemerk. Dink 'n bietjie in die Bybelse terme. Jesaja sê, God het ons name in sy handpalm ingegrafeer. Hier lees ons het God se merk. So ons is in sy handpalm ingegrafeer, maar hy het weer aan ons sy eienaarskap op ons voorkoppe kom sit. En dan sommer net 'n derde beeld, as dit ook nog nodig is om ons ekstra versekering te gee, sê hy, en al hierdie name is in die boek van die lewe van God opgeskryf. Daar is niks
wat Satan onwetend aan my kan doen, wat my van God kan skei nie. Maar dan moet jy weet, ek is in God. Dan moet jy weet, ek is een van daai wat gemerk is deur God. Deur Jesus se genade is ek ook ingesluit. Het ek ook die merk ontvang. En ek wil vir jou sê, gaan huis toe, of julle wat luister, gaan bid daaroor, dat die Here vir jou daai sekerheid sal gee, yes, ek is een van hulle. Ek het ook God se merk ontvang. En dan sê ons nie vir Satan, ag weet jy, jy's eintlik so 'n belaglike ou mannetjie, of wat ook al nie. Ons is versigtig vir hom. Ons vermy hom. Ons staan hom te. Ons gaan beklei nie met hom nie. Raak jy met hom besig, want dis wat hy wil hê. Gaan jy met hom meer besig wees as met die Here? Ons sê net, ek soek jou nie in my lewe nie. En ons gaan leef 'n lewe van oorwinning. Ons het nie vanoggend 'n siter hier nie, maar ons het 'n gitaar, 'n klawerbord en 'n klavier. Kom ons sing ons slotlied nou, want ek weet julle almal ken hom baie goed. Ons bring al die eer aan die Here, en dan gaan ek daarna bid, soos ruil dit net om vir die Here te sê, Here, U is groot, U is almagtig, ons loof U, ons prys U vir wie U is, en dat U my ook U sin gemaak het. Kom ons staan. Ja, Here, ons wil U loof en U prys, want dit is wat U vir ons kom doen het. U seun het mens kom word, in ons plek, vir ons kom red, sodat ons kan weet, ons is deur God gemerk. Baie, baie dankie daarvoor. Aan U al die lof, al die eer, al die aanbidding. Here, ons kom vra, dat U ons elke dag hieraan sal herinner. Here, U ken ons gemeente, U ken van al ons aktiwiteite, U weet wat ons nodig het. Ons wil vra dat U ons sal seën. Ons bid vir hulle wat beleef, aan hulle lyf voel, en dalk wonder selfs,
is Satan nie in beheer nie, omdat ek so doodgemaak word, so seer gemaak word, so vervolg word, gee vir hulle die krag om staande te bly in hierdie situasies. En dat hulle sal weet, niks, maar niks kan my siel skade doen nie. Dis veilig in God se hande. Ons bid vir sendelinge, dat U vir hulle sal seën in hierdie dag. Hulle wat U nodig het, om U woord te bring, soms in baie moeilike omstandighede. Here, wees vir hulle goed. Ons sê vir U dankie vir klein Lia Strauss wat gebore is. Ons bid vir Zandri en vir Stella wat nog swanger is, wat ook babietjies gaan kry. Ons dra hulle aan U op, Here. En ons vra, wees vir hulle goed, met hulle manne wat hulle bystaan. Gaan nou saam met ons die res van die dag, in hierdie tyd wat ons baie reën kry en waar baie mense skade het, lei elkeen van hulle wat hier in die kerk is, Here, asseblief op hulle pad huis toe, dat hulle veilig daar sal kom. Dankie dat ons saam kon wees. Dankie vir U liefde, dankie vir U grootheid. Ons loof U in Jesus naam. Amen. Sit vir 'n oomblik terwyl Louis vorentoe kom. Kan ek net toets? Hier's net 3 kinders. Is die sonnaarskoolgeers hier? Is dit julle? So hulle gaan uit. OK, gaan saam met Zandri, die 3 wat hier is. En dan wil ek hoor by my ouens, gaan julle baie sleg voel as ons nie klas het nie, want is net julle 2. Is dit alright? Sorry, Okkie. Julle het baie moeite gedoen om hier te wees. Maar ongelukkig, die 2 girls ry baie ver. So hulle het gesê, hulle gaan liewer veilig speel, om nie uit North Lakes te ry nie. En dan het ek nie van die ander 2 gehoor nie, maar hulle is nie hier nie. So in plaas van dat net julle 2, kom ons reël dit, ek sal vir die ander ook laat weet, dat ons volgende week klas het. Is dit alright met julle? Julle skiet nie, William? OK. Dankie Louis. Baie dankie aan Dominee Gawie vir die boodskap wat hy vir ons gebring het. En ons wil ook vir die Here sê dankie dat hy vir Gawie in ons gemeente geplaas het, sodat ons sy boodskap duidelik kan hoor. Afkondigings vir die week. Die 19de Maart is die skaapraai, dis by die Mount Krewetskoue gronde. Kaartjies is beperk, so koop julle kaartjies op die webtuiste, kontak enige van die kerkraadlede. Kaartjies is 30 vir volwassene, 15 vir kinders, tussen 5 en 12, en die wat almal jonger as 5 is, daai kinders eet verniet. En dan ons gemeentekamp is die 29ste April tot die 1ste Mei. Dis by die PGL Kindelen kampgronde, selfde plek as laas jaar. Dis 120 per persoon vir 2 aande en 3 dae. Maak julle betalings, kry julle besprekings in plek, dat jy nie die kans verbeer om op die kamp te wees nie. Jongmens selgroep is die 1 Maart, dinsdag aand om 8uur, en jy kan vanaf, alle jongmense tussen die ouderdom van 16 en 35 kan inskakel. Ek is seker as die ouers wil luister, gaan hulle ook welkom wees. En dan het ons die diakenverkiesing vandag, wat Johan vir ons sal kommenteer. En in die tyd is al koek en tee in die saal, en 'n geseënde week vir julle almal. Ja, daar is 'n goeiemôre almal. Weet soos ons aangedui het in die laaste 2 weke, het die kerkraad besluit om nog diakens te beroep. Ons het 'n nominasietydperk daar in plek gestel, wat dan gister gesluit het, en ons het 3 nominasies ontvang. So ons is nou min vandag, maar ons is voldoende vir 'n quorum hierso, so ons het maar besluit om nog voort te gaan, met die verkiesing, en ons gaan dan vra dat julle asseblief by hande net vir ons sal aandui, of julle die genomineerde diakens dan sal ondersteun. So ek sal begin op die lys as hy daar aangedui is. Ons sal eerstens gaan ons kies vir Robert Lou. As jy net by hande sal opsteek, wie hom ondersteun. Dit is goed. Dis definitief 'n meerderheid. Ons gaan dan voortgaan met Robert, en dan vir Lanjo Nagel. Hy is ook dan verkies, en dan vir Kobus Kreer. Daar is hy uitstekend, baie dankie daarvoor. Ons het ons nou vir die volgende 2 weke, is daar nou 'n periode, as iemand enige besware het. As ons geen besware inkry in die volgende 2 weke nie, sal hulle dan verkies bly. Ons sê vir baie dankie daarvoor, en ek dink dan kan ons die vergadering voltooi as afgehandel. Baie dankie daarvoor. Geniet die dag.
Wil jy iets sê? Ja. Die seën uitspreek. Ek het my mic afgehaal, die seën uitspreek. Dankie julle. Maar julle sou geseënd gaan want die Here gaan saam met julle. Maar ontvang die seën van die Here en weet dat die Vader wat by ons is en Jesus wat ons kom red het, vir die Heilige Gees die mag gee en die gesag om elkeen van ons te bewaar. Amen. Geniet die koek en tee.